Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 24ste Mei en ons is by Koffiekuier 852. Nou ons gesels vandag 'n bietjie verder oor die tema, wat sien jy in Jesus? En dit sluit ons nou aan by die reeks wat ons verlede week by die Pinkster hanteer het oor die verskillende stasies in Jesus se lewe, van sy geboorte dan nou tot en met sy hemelvaart. En die vraag daarmee saam dan nou is, sal julle onthou het ek Dinsdag ook gepraat, te sê, dit is goed en wel dat mens al hierdie kennis het, soos wat ons uit die woord uit geopenbaar kry en deur die Gees, maar wat beteken dit vir jou prakties? En ek het 'n vermoede, vriende, dat baie mense agter Jesus aanloop, hom volg, omdat hulle 'n bepaalde prentjie van hom het, en ook 'n sekere verwagting van wat hy vir hulle kan doen. Nou, natuurlik is dit mos nou so, dat die drie-enige God, Vader, Seun en Gees ook in ons lewens betrokke wil wees, dat hy vir ons wil help om sinvol en betekenisvol te leef hier, maar ons motivering om hom te volg, moenie wees terwille van ons eie gewin nie. In Johannes skryf in sy evangelie in hoofstuk 2, daar vers 23, dan sê hy, terwyl Jesus vir die viering van die Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom, toe hulle die wonderteken sien, wat hy doen. En dit laat die mens die vraag vra, wat is die motivering, hoekom mense volgelinge van Jesus word? Wat is die motivering, hoekom mense sê, maar ek sal hierdie pad loop agter Jesus aan? En die Here Jesus self natuurlik voor sy kruisiging en sy lyding, dan is hy met die disippels in gesprek op 'n stadium. Matteus vertel vir ons hierdie gedeelte, Markus en Lukas natuurlik ook, maar ek lees graag uit Matteus uit, dan Matteus 16, waar hy met die disippels praat, na aanleiding van al hierdie goed wat gebeur het, en weet die mense wat soeke aanhangers van hom is, maar hy weet wat voor lê. Dan lees ons Matteus 16, en daar vers 14, vra Jesus vir sy disippels, wie sê die mense is ek? En dan begin hulle praat, en hulle sê vir hom, maar weet die party van die ouens sê, is soos dis Johannes die Doper dalk, wat nou weer gekom het, party van hulle sê Elia, of een van die ander groot profete. So die disippels kom eintlik en hulle praat met Jesus, en hulle sê vir hom al die getuienis oor wat mense van Jesus dink, maar tot 'n groot mate is al hierdie idees oor wie Jesus is, natuurlik gegrond op dit wat Jesus vir mense gedoen het. Die profetiese woorde wat hy gespreek het, die bediening wat hy gehad het, die genesings wat plaasgevind het, mense grond op vol van daardie gebeure, kom sê hulle, maar wie is Jesus dan nou? En dan draai Jesus die vraag so 'n bietjie om, so 'n bietjie meer in persoonlik, wanneer hy dan vir die disippels sê, maar wie sê julle is ek? So, hou nou op praat oor wat ander mense oor my sê, in jou eie hart, in jou eie gedagtes, in jou eie lewe. Vir die disippels sê hy, wie sê julle is ek? Ag en vriende, dan ken ons nou daardie geskiedenis, en ek gaan Sondag by die Kuierkerk, waar ek nou die erediens lei, ook daaroor praat, van Petrus wat natuurlik voor op die wane weer is, en dan sê hy, maar u is die seun van die mens, die seun van God, en dan sê Jesus, dis wonderlik, ek bedoel, dis nie uit jou eie insig wat jy dit kan sê nie, dit is die God se Gees wat dit vir jou geopenbaar het. Maar hierdie vraag van Jesus laat my met die persoonlike vraag ook. Wie is Jesus vir jou en vir my persoonlik? Hoe dink ons oor hom? Wat motiveer ons om volgelinge van Jesus in hierdie lewe te wees? En ons gaan Sondag so 'n bietjie daaroor nadink. Jannie Hougaard, hy bedien die erediens hier in die kerkgebou, en Jannie wil by dieselfde gedagte aansluit, by hier voor die verkiesing, het hy sy tema geformuleer, Jesus vir president. Jy weet wat, ek dink baie mense, en so ek en Jannie gepraat het daaroor, het hierdie idee van, as ons net vir Jesus volg, as Jesus net koning ons lewens, dan gaan alles skielik sommer net regkom. Hierdie land met sy moeilikheid en die swak ekonomie en beerdkrag en die waterprobleem, alles gaan opgelos wees. So asof ons kan sê, kies net vir Jesus as president. Nou, daar is natuurlik waarheid daarin, ons moet as gelowiges sê, hy is ons koning, hy is die een oor wie alles gaan, maar waarom? Wat is ons motivering daarvoor? En ek wil jou hierdie naweek los met daardie gedagte, om so 'n bietjie daai motiewe te gaan ondersoek, bietjie daaroor te dink. Waarom sou jy vir Jesus volg? Wat is jou motivering
om te sê ek is 'n gelowige, ek is betrokke by my gemeenskap, by my gemeente, ek bedien op soveel maniere in die koninkryk of in my gemeente se aksies. Hoekom doen jy dit? Gaan dit in die eerste plek net oor God en sy eer, of gaan dit tog maar vir baie van ons, laat ons eerlik wees, oor wat kry ons daaruit? En ek sluit myself, vriende, natuurlik 100% by hierdie vraag in. Wat is ons motivering om Jesus Christus as ons koning en Here te volg? Dink so 'n bietjie die naweek daaroor. Kom ons sit so en bid ons vanmôre saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook die woord kan oopmaak en dat U deur die woord met ons praat. Die Gees wat dit vir ons oopbreek en vir ons ook telkens terugbring tot by daardie punt om te vra, oor wie gaan dit? En Here Jesus, as ons vanmôre oor hierdie teks nadink en ons gaan kyk dat soveel mense in U tyd, toe U op aarde geleef het, U gevolg het as gevolg van grond van die wondertekens wat U gedoen het, dan ontmasker dit so ietsie van ook dalk ons eie motivering oor hoekom ons U volgelinge is. Want dit gaan baie keer, Here, vir ons oor ons persoonlike omstandighede, oor wat U vir ons kan doen, oor die verskil wat U in ons lewens kan maak, en die voordeel wat dit vir ons het. En ek wil vir U vra dat U deur die Gees opnuut ook my hart, my gedagtes sal ondersoek en my sal oopbreek en gereed maak daarvoor om Vader regtig te besef dat dit gaan in die eerste en die enigste plek nie daaroor dat U koning is oor my lewe, punt. En dat ek daarom U moet volg, daarom U naam moet bely, daarom U moet aanbid. En dat al die ander goed wat bykom, al die ander goed wat gevolg daarvan is dat U koning in my lewe is, dat dit 'n bysaak sal bly. Maar dit sal gaan in die eerste plek om U eer en om U naam. Wil U met ons wees in hierdie naweek? Wil die Here ons self ook opnuut naby aan U laat leef, sodat ons ook Sondag dan, as ons in ons eredienste bymekaar is, inderdaad kan sê, dit gaan net oor U. Ons bid dit in U naam, dan ook vanoggend. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Vrydag. Geniet wat jy ook al doen hier in ons huis, is dit maar bedrywig. Marie-Louise is hier, sy leer vir haar eksamens, van so oor 'n week en 'n half, 2 weke, ek is nie doodseker nie. Jammer het so lekker of 'n koue ding opgetel, griep. Ek voel nie so te wel nie, maar ons probeer gesond bly en aan die gang bly. Geniet natuurlik jou koffie en ek stuur vir jou die skakel van Sondag se erediens waar Janie dan praat oor Jesus vir president. En ons dink verder na oor hierdie vraag. Wie is Jesus vir jou? Wat sien jy in Jesus? Mooi loop en ons gesels dan Dinsdag weer.